high five die ou langs jou, sê ek is bly ek kon uit die bed uit opstaan vanmôre. Die extroverte is dankbaar, die introverte sê net nie dit. Dankie Karel en die worship team, dit was sommer nou baie lekker gewees. Dit is lekker koud vanoggend, hè? En die winter het nog nie eens regtig begin. Ek sou vanmôre met julle gepraat het oor aanbidding. En ek wil nog iewers dit doen, waar ons oor 2 aanbiddingservarings gaan praat. Een wat nie lekker is nie, en een wat ongelooflike impak in jou lewe het. En ons sal verwys na 2 bergervarings in die Ou Testament, die berg Sion en die berg Sinai, dankie Johan. Die loop is in die kerk. Sinai, Sion. Ons gaan saam kuier oor dit. En maar ek het donderdag toe in die week wat verby is eintlik het ek so 'n bietjie deur die boek van 1 Johannes gewerk. En terwyl ek so deur dit werk, te voel ek moet oor iets anders te vanmôre kuier. Ek moet oor iets anders te vanmôre saam met julle gesels en ek wens ek kon vanmôre eintlik die hele 1 Johannes gevat het en my so vinnig so opgesom het en want daar is so 'n ongelooflike boek. Ek het 'n challenge om weer 'n bietjie tyd te gaan maak met 1 Johannes. Maar vanmôre wil ek net 2 hoofstukke hanteer. So hoofstuk 3 en hoofstuk 4. 'n paar goed wat net hier in my hart kom opspring het terwyl ek weer deur dit werk. So as jy jou Bybel by jou het, gaan dit lekker wees as jy wil notas vat. En dan kan jy jou Bybel bring. Andersins gaan in elk geval vanmôre soms so 'n lekker goeie stuk studie in die woord wees waar ons met die woord vanmôre lekker gaan werk. Jy sien ons is in 'n reeks wat ons noem Marked by His Glory, Known by His Love. Dis nie net die reeks nie, dis die jaartema waarin ons is inteendeel. Marked by His Glory, Known by His Love. En voordat ek net vergeet, as jy graag sal met ons 'n bietjie wil kuier oor al die goed wat in die agtergrond gebeur, wat agter die skerms gebeur, die 23 Augustus, as jy nog nie genooi is aan so 'n geleentheid nie, wil ek jou persoonlik nooi. 23 Augustus het ons so 'n lekker kuiergeleentheid vir so amper 'n uur lank direk na die diens. Jy moet net jou naam vir my gaan opsit by die infotool en sien vir ouens kom, dan weet ons of jy voor te berei. En dis waar ons ook praat oor hoe kom ons by hierdie jaarfokusse ensovoorts en weer goed. Marked by His Glory, Known by His Love. En hier is die vraag wat ek en jy gekonfronteer word mee, is, hoe weet ek dat hy my lief het? Klink soos 'n country song. Maar hoe weet ek dat hy my lief het, dat God my lief, hoe weet ek dit? En dis die vraag wat Johannes vra, en dis die ding wat eintlik stoei hierso, en dis die openbaring wat hy kry, nee. Nou kom ons maak ons Bybels oop by 1 Johannes 3, en ons begin daar by die eerste vers. As jy kyk, watter groot liefde die Vader in ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken. Nou jy moet nou verstaan, Johannes maak klaar hoofstuk 2. Dan maak hy klaar, dan beleef, jy sien amper hoe Johannes hier oorweldig word. Hy word oorweldig met hierdie ontdekking wat hy maak, hierdie belewenis, hierdie ervaring wat hy het. Nou hy sluit hoofstuk 2 af met die hele gedagte dat jy regverdig leef, omdat jy uit God gebore is. Sy dit maak dat jy regverdig leef, omdat jy uit God gebore is. En dan word hy oorweldig deur hierdie wete, uit God gebore.
Ek is uit hom, hy het 'n lewende, almagtige God. Ek is uit hom gebore. God het gekies om in Christus Jesus dit moontlik te maak, dat ek sy kind kan wees. En nou is hy oorweldig, hy is oorweldig deur die gedagte, ek is uit hom gebore, ek is sy kind, hy is my vader, ek vind 'n nuwe identiteit in hom. Dink daaraan, ouens, die skepper van die hemel en die aarde, wat alles in die holte van sy hand hou, die hele skepping in sy uitspansel, hy kom en sê, jy is die kroon van my skepping, jy is myne. Johannes kom en sê, hierdie is nie 'n filosofie nie. Hierdie is nie beeldspraak nie. Hy sê, Johannes sê, ouens, hierdie is jou nuwe identiteit. Dis wie jy is. Jy is nie meer 'n sondaar nie. Jy weet ons, dit klink altyd so mooi, dit klink heilig, maar is totaal nie korrek nie. Ons sê baie keer, ek is 'n sondaar, gered uit genade. Dis nie wat Jesus kom doen het nie. Jesus het ons kom nuut maak. Hy het ons identiteit ten volle kom herstel. Ons was sondaars, maar nou is ons kinders. Ons is nou kinders. En Johannes is oorweldig, hy sê, ek is syne, ek is God se kind. Die kruis van Jesus het nie net my sonde tydelik kom adresseer nie. Hy het my 'n nuwe identiteit kom gee, van sondaar na kind van God, gered uit genade, kind van God. Ek is 'n nuwe mens, ek is 'n nuwe skepsel. Die ou is verby, alles het nuut geword. God het my adres geword. Ek bly in hom en hy in my. Ek is syne, dis waar ek behoort. Ek behoort in sy familie. Hy is my nuwe adres. Dan gaan ek verder vers 2. Hy sê, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal sien soos hy werklik is. En elkeen wat hierdie verwagting, die woordjie verwagting, as jy Bybel weet nie, ons sirkel, in verband met hom koester, hou homself rein, soos Jesus rein is. Jy weet wanneer jy 'n verwagting het, wanneer daar hoop in jou hart is vir iets, dan belyn dit jou hele lewe. Dit fokus jou hele lewe, as daar 'n verwagting is, as daar 'n uitsien is van iets. Ek het ook baie goed toe Antoinette die verwagting gehad het, dat ek met haar sal trou. Sy kon nie wag nie. Sy elke keer, ek het al gehoor bid in die aand. Ag, Here, ek vra niks vir myself nie, maar gee asseblief vir my ma net 'n skoonseun. Sy het 'n verwagting. Soos 'n verwagting het, nee, ek gesels nou met ouens wat 'n bietjie na my weer was. 'n lekker trip. Johan het daar gebly. Vertel het my alles wat hulle gedoen het. En nou besef net, as jy daai verwagting het, jy's op pad. Jy gaan begin om te beplan, om goedes reg te kry, om plek te kry, om beleining te kry. Jy gaan jou lewe inrig volgens dit. Jy gaan, daar gaan inisiatief wees wat jy gaan doen, gaan neem. En Johannes sê, as jy 'n verwagting het, hierdie verwagting van kindskap met God, van 'n herstelde verhouding met God die Vader, hierdie verwagting van eenheid met hom, 'n verwagting van Jesus Christus, dan beïnvloed dit jou hele lewe, en skielik rig jy jou lewe anders te in. Skielik raak goed veel meer belangrik en minder belangrik. Jy weet selfs hoe ons leef, in terme van ons lewenswandel, dat ek hoor baie keer hoe ouens bid, sê, ag Here, ek is so jammer oor hierdie sonde wat ek nou weer gedoen het. So jammer, Here. Maar baie keer luister ek en dan voel dit vir my soos gebede wat sê, ek is jammer. En ek is jammer genoeg sodat ek net my emmertjie kan leegmaak van sonde en ek kan ook weer volgende week vol sonde maak. Dieselfde, oor en oor. En dan kan ek net weer leegmaak. Maar Johannes sê, wanneer jy iets ontdek het van hom, is daar 'n verwagting dat jou lewe begin anders te inrig. Daar is hierdie begeerte om te sê, Here, ek wil regtig nie weer. Ons almal gaan foute maak. Ouens, ons gaan almal foute maak. Ons gaan almal sonde doen. Dit beteken nie dis totaal en al nie daar nie. Maar Johannes sê jou lewe lyk anders. Hoe jy leef is anders.
Vers 7, liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig, soos hy regverdig is. Nou hierdie is belangrik, dat ons sal verstaan wat Johannes hier sê, want vir 'n oomblik kan dit lyk as ek Johannes bedoel, hoe jy leef bepaal jou regverdigheid. Johannes is nie besig om hier te praat oor verdienste nie. Omdat Johannes is die hele tyd besig om te praat oor kunskap. Ek is syne, ek behoort aan hom. So Johannes praat nie hier van verdienste nie. Johannes praat hier van bewys. Hy sê wanneer ek besig is om die regte dinge te doen, is dit die bewys dat God het my regverdig gemaak. Dit is nie 'n verdienste, dit is 'n bewys. Dat iets gebeur. My identiteit het verander. Jy sien, as jy probeer om te leef op so 'n manier dat dit jou regverdig maak, is dit selfregverdiging. Wat 'n ellendige plek om by te wees. As jy deur jou eie poging probeer om regverdig te wees. Jy weet, ons het baie reëls gehad. Ek het altyd gepraat van reëls van aantrek en jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie. Die denimsonde was en Here van Krimpelien gehad het, daai jare onthou. Klomp moeilikheid. En as jy so baie reëls gehad, raak nie, smaak nie, sit nie. Johannes sê, daar is niks wat jy kan doen nie. Die feit dat jy regverdig lewe is 'n bewys dat God jou regverdig gemaak het. As my en jou lewensfilosofie ooit die van verdienste is, moet ons baie versigtig wees, dat ons nie voordeel kan trek uit dit wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. Hy is die enigste een wat ons kan regverdig maak. Niemand anders kan ons regverdig maak, behalwe Jesus nie, en dis waaroor dit vanmôre ook gaan, dit is die nagmaal. Hy is die een wat ons lewe geheel en al kom verander het, nuwe identiteit omgee het, en ons vier dit vanmôre. Vers 9, en elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hy sê, Johannes sê, wanneer God in jou kom woning maak, dan is dit so saad. Ja, precies as jy die saadjie vat, jy sit dit in grond, gee 'n bietjie water, gee 'n bietjie aandag. Skielik kom maar groen uit, hierdie stuk grond wat doodgelê. Die groene staal, die bome kan groei, takke, jy sien blomme, jy sien vrugte. Hy sê, Johannes sê, ouens, dis so dit is met God. Wanneer God in jou teenwoordig is, dit laat jy nie net ophou met aanhoudende, moetswillige verkeer doen nie. Hy sê, Johannes sê, daar gebeur nog iets saam met dit. Hy sê, die ene wat gebeur is, jy begin al meer die karakter van God in jou lewe ontwikkel, maar dan is daar nog iets wat gebeur. Skielik kom jy agter, die begeerte wat jy het, om nou ook lief te hê, soos wat God lief is. Johannes sê, daai saad van God, jy kan nie anders dan nie, as God jou adres word, en hy is in jou en jy in hom, dan gebeur daar iets, en nou skuif hy die gesprek. Hy sê, liefde word sigbaar bekend. Vers 10, en hieraan is dit duidelik wie kinders van God, en wie kinders van die duiwel is. Dit is nogal rof. Hy sê, iemand wat nie regverdig lewe nie, en onthou nou is nie verdienste nie, dit is, hy het my regverdig gemaak, dis 'n bewys, en dan sê, iemand wat nie regverdig lewe nie, en nie sy broer lief het nie, hoort nie aan God nie. Ja, dit was en ek onmiddellik, jy weet, word ek geconfronteer, en ek, hoe lyk my liefdesgetuienis? Hoe lyk dit? Waar staan ek in terme van dit? Jy weet, enige boom word aan sy vrugte geken. Jy herken 'n appelboom aan die feit dat hy appels dra. En Johannes sê, jy herken 'n kind van God vir die liefde. Dit is een van die kenmerke. As jy met hom te doen het, dan voel jy is iets anderste. Liefde het besit geneem. Toe God se adres geword het, het liefde die kenmerk van dit geword. 1 Johannes 3 vers 16, hy sê, hierom weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê en vir ons susters. En elkeen van ons, wanneer ons wonder, hoe lyk liefde, hoe lyk ware liefde, kyk na Jesus. As jy wonder wat om te doen, doen dieselfde as Jesus. Leer wat dit is
om jou tyd te gee, jou lewe te gee, so 'n stukkie van jou lewe af te lê vir iemand om jou. Leer wat dit is om net so bietjie te gee van jou lewe in ander mense se lewe. Omdat ons, ek en jy, geliefd is, wil ons liefde gee. Omdat ek en jy vergewe is, wil ons ander vergewe. En wanneer ons werklik hierdie liefde van Jesus verstaan, maak dit dat ons met mense totaal anders te omgaan. Ons behandel mense anders te. Jy wil hê dat God se liefde deur jou moet vloei. Johannes 4:7. Hy sê geliefdes, ons moet mekaar lief hê want liefde kom van God. En elkeen wat lief het is 'n kind van God en ken God. Die interessante ding is, liefde is nie net wat God doen nie, liefde is wie God is. Dis wie hy is in sy wese. Hy is liefde. Jy weet, God word op baie maniere beskryf, maar wanneer dit kom op 'n almagtige God, 'n God van genade, maar wanneer dit kom by liefde, dan sê hy nie net dis hoe God is nie, dan sê hy dis wie God is. God is liefde. Liefde is deel van wie hy is. En dan spring ons gou na hoofstuk 4, 1 Johannes 4 vers 8. Hy sê wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Ware liefde het sy oorsprong in God. As jy wil weet hoe liefde lyk, kyk na God. As jy wil leer om lief te hê, leer hom ken. Hoe beter jy hom ken, hoe meer sal liefde deur jou lewe vloei. Baie keer bid ons vir meer liefde. En moet jy sê leer net God beter ken. Dis onvermydelik, hoe meer jy God gaan leer ken, hoe meer gaan liefde in jou lewe 'n realiteit word. Vers 9 en 10. Hierin is God se liefde vir ons openbaar. Sy enigste seun het in hy wêreld gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Jy daaraan gedink al, God het nie gewag totdat jy jou lewe uit sal leef nie. Hy het inisiatief geneem. Hy het gereageer. Toe jy ver weg was God reeds lief vir jou. In die grootste verleentheid, in die grootste skaam, in die grootste seer, was God oorweldigend klaar lief vir jou gewees. Vers 8, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook so lief te hê. Johannes sê, as jy hierdie ontdekking maak van jou identiteit in God, hy en jou, jy en hom, jy het sy adres geword. Johannes sê, dit is die logiese gevolg. Johannes sê, God se liefde gaan nooit by jou eindig nie. Dit gaan wonderlik wees, jy gaan dit ontdek, maar God se liefde gaan vloei deur jou na ander toe. Ons ontvang God se liefde, om God se liefde kan uitdeel. Ons ontvang genade om genade te kan gee. Ons ontvang vergifnis, ouens, om op dieselfde manier hulle te vergewe, wat teenoor ons oortree. God se liefde vir jou en vir ander, maak dit ons so anders met mense werk, selfs moeilike mense. Ons werk anders met mense as gevolg van God se liefde, selfs hulle wat klaar tot 'n kunsvorm vervolmaak het. Hulle wat jou seën, hulle wat jou vyandig gesind is, want dis presies hoe God my en jou lief gehad het. Vers 12. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar hoor nou nie, as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons, sy doel volkome bereik. Johannes sê, ouens, niemand het God nog met hulle fisiese oë gesien nie. Daar's niemand op hierdie aarde wat God gesien het met sy oë nie. Maar mense kan hom sien wanneer ons mekaar lief het. Dan word mense bewus van God, die onsigbare God, sê Johannes.
word sigbaar wanneer ons mekaar liefhet. Skielik sien mense hoe God is, wie God is. En ek en jy is geroep, we are marked by His glory. And we are known by His love. Vers 13. Hier dan weet ons, dat ons in Hom bly en Hy in ons, Hy ons sy Gees gee. Skielik transisie in die gesprek na die Heilige Gees toe, bring die Heilige Gees in. Hy sê, hoe weet ons dat God werklik in ons woon? Hy sê, ons het hier 'n ontdekking gemaak. Hier is nie 'n filosofie nie, dis nie 'n emosionele ontdekking nie. Ons het bewus geraak van iets bonatuurlik wat gebeur het. Toe God in ons kom woon het, het daar iets gebeur, dat vrug gekom, die vrug van liefde. Ons het agtergekom, ons begin regverdig te lewe, nie omdat ons dit doen om dit te verdien nie, maar iets het gebeur, hy het my regverdig gemaak, dit het die effek gehad hoe ek lewe, en bo op dit sê Johannes, en moenie vergeet nie, die Heilige Gees. Die Heilige Gees is daar om jou te herinner aan hierdie nuwe identiteit. Die Heilige Gees is daar om jou te herinner dat jy is sy adres. Hy bly in jou, jy bly in hom. Hy is daar om jou te herinner, jy is 'n kosbare kind, gered uit genade. Jy behoort aan God. Hy bevestig jou identiteit en hy is daar om jou te help om nie te struikel nie. Hy is daar om jou te help om lief te hê, werklik lief te hê, soos wat God lief gehad het, liefde wat soms opoffer. Vers 16. En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo dit. God is liefde, en wie die liefde, wie in die liefde bly in God, en God bly in hom. Hier is wat Johannes sê, het jy die volgorde gehoor? Hy sê, ons ken sy liefde, en ons glo sy liefde. Ek weet van baie ouens wat weet van God se liefde, maar wat dit nie regtig glo nie. Johannes sê, dan moet iets gebeur, jy moet dit ken. Ken is eerste. En wanneer jy dit ken, gaan jy dit glo. Ken en glo. En voordat ek nou gaan aangaan en hierdie woord gaan maak, wil ek jou konfronteer wat dalk hier sit en sê, ek is nie seker of ek regtig God se liefde ken, of ek God ken. Maar ek is hier vandag, Here, om my lewe te commit aan U. Ek wil jou geleentheid gee, miskien het jy hier ingestap, onseker van jou verhouding met God. My begeerte is dat jy vandag sal uitstap baie seker en oortuig van jou verhouding met God. So kom ons sluit vir 'n oomblik ons oë en ek gaan 'n gebed doen. Terwyl jy oor net so gesluit, as jy vanmôre net sê, sluit net in by hierdie gebed om my lewe te commit aan Jesus Christus. En jy moet van jou oortuiging vat en net van 'n hand opsteek en in wat sap en sê, sluit my van jou. En jou hand die daar is, jy hom opsteek. Here, dankie dat ons vanmôre kom en mense wat ons sekerheid het, dat hulle kan instap met die wete dat Jesus Christus die redder vir ons lewe is. Dankie dat U hier gesterf het aan die kruis, was ons naam gekoppel aan die kruis. Dankie dat ons met hierdie oorgawe kan leef, dat Jesus het ons lewe kom red en verander. Ons kom vandag en ons sê, Here, hier is ek. Ek wil U kind wees. Here, vergewe my sonde en maak my 'n nuwe mens. U kind. Vergewe my en help my om dit te wees wat U oordroom. Dankie dat ek vandag my hart en my lewe vir U kan gee in Jesus naam. Amen. Jy vandag jou lewe commit aan die Here, wil ek jou nooi om daai tyd 'n groen groeiboekie te kry. Ons het 'n groen boekie by die deur, by die infotoonbank wat jy net kan kry, wat jy begelei in dag tot dag studies van die keuse en besluit wat jy vandag neem. Vers 27, en hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Die opdrag is eenvoudig. As jy God lief het, sal jy mense lief hê. As God jou pad langs gekom het, het hy alles verander en gaan jy leer om lief te hê. Nie volmaak nie, maar opreg.
Nie met woorde alleen nie, maar met dade. Nie omdat dit altyd maklik is om lief te hê nie, selfs in tye wat dit opoffering vra. Dis hoe God my en jou lief gehad het. Hy het ons geroep om lief te hê. En hier is die vraag wat ek vir jou wil vra vanmôre. Dink gou 'n bietjie maandag. Waar is jy maandag? Waar is jy dinsdag? Hoe lyk jou program? Woensdag, donderdag. Wie is die mense wat jou pad langs gaan kruis? As jy môre hierdie boodskap moet vat en dit net so 'n bietjie moet gaan prakties maak, om te dink, wie is die ouens? En dalk 'n bietjie oor hulle lewe te gaan bid en te sê, Here, hoe vat ek hierdie liefde wat ons môre praat, hoe vat ek dit prakties môre in hulle lewe in? Wat roep U om my om te doen in hierdie week wat kom, sodat U sigbaar word daar waar ek beweeg, dat U liefde sy volle doel bereik in my lewe. Desmond Doss was 'n Christen wat tydens die Tweede Wêreldoorlog as 'n mediek gewerk het in die Amerikaanse weermag. Desmond was 'n gelowige gewees en hy het geweier om 'n wapen te dra. Desmond het gevoel dat sy oortuiging is dat die Here roep hom om lewens te red, nie om lewens te vat. Sy medesoldate het nie baie van hom gehou nie. Inteendeel, hulle het ons 'n bietjie uitgehaal en gesê, jy's 'n lafaard, en behalwe dat jy 'n lafaard is, stel jy ons lewe op in gevaar. Want die feit dat jy jouself nie kan verdedig nie, maak dat jy nie ons kan verdedig nie. En toe is daar 'n geweldige geveg wat uitbreek by Hacksaw Ridge. Die Amerikaners moes op 'n stadium hulle onttrek. En ons van die berg af teruggeval en beleef dat die oppositie begin die oorhand kry en daar was geweldig baie Amerikaanse soldate wat as gewond agtergelaat was en die vuur van die vyand was aanhoudend naand gewees en almal het teruggeval af by die kraans waar hulle meer veilig sou wees. Dit was Desmond Doss gewees wat in daardie oomblikke teruggegaan het op by die berg onder konstante aanval van die vyand. En hy het begin om gewondes een vir een te vat, terug te sleep tot by die kraans, vas te maak met 'n tou, hulle te laat afsak tot onder toe. En elke keer as hy terughardloop, dan is sy gebed eenvoudig: Here, asseblief nog een. Desmond het ongeveer 75 soldate so gered daardie nag. Nog net een, Here. Nog net een. Die ironie is dat baie van die mans wat hom vroeër gespot het en hom as 'n lafaard beskou het gesê hulle leef vandag as gevolg van die feit dat Desmond Doss hulle lief gehad het, toe hulle nie eers van hom gehou het nie. En miskien is dit nie, ek en jy moet optree, dat ons nie maandag die hele wêreld sal verander nie. Maar dat jy maandag dalk sal instap by jou plek van funksie, en jy net daai een persoon in jou kop sal hê. Ek vra jou weer, waar is jy maandag? Waar is jy dinsdag? Waar is jy woensdag? Wie is die mense wat jou pad langs kruis? Nog net een, Here. Nie die hele wêreld nie, maar nog net een. Om nog net een te sien. Nog net een dalk te vergewe. Nog net een dalk te bemoedig. Nog net een dalk te help. Nog net een, Here. Nog net een. Jesus het jou in sy gedagtes gehad. Toe hy die kruis gehang het en uitgeroep het, dit is volbring, was jou naam klaar in sy gedagtes. Hy het ter wille van jou gesterf, sy lewe vir jou gegee.
Sy begeerte is dat jou sondes nie alleen weggeneem word nie, maar dat Christus so gestalte in jou sal vind, dat wanneer jy optree, liefde sy volle kwensie sal bereik en 'n onsigbare God sigbaar sal word deur my en jou lewe. So wanneer jy vanmôre die nagmaal gebruik, en jy 'n broodjie vat, dink daaraan dat sy liggaam vir jou gebreek was. Dink daaraan. Hy het sy lewe gegee toe jy ver was. Hy het jou lief gehad toe jy geen reserve liefde gehad het nie. Hy het jou lief gehad. Sy bloed het gevloei, as jy die sap drink, wyn. Sy bloed het gevloei. Hy het gesê, dink dit. En so gereeld as dat ons by mekaar kan kom, moenie vergeet om te vier wat ek vir jou gedoen het nie. Moenie vergeet om te vier my nuwe identiteit in jou. Hy het sy lewe gegee. Wie sê jy? Gewoon net so kyk, betek. Kom deel, so deel. Waar is daar aan my? Batterij is in. Goeiemôre. Gister sit ek en Bybel lees en hierdie woord is nou so diep in my hart ingegaan. Ek sit en Bybel lees en ons kinders van Italië kuier hierso en klein Gracie kom daar by my. Sy vat my hand so, sy sê, I love you, Grandpa. What are you doing? I said to her, Grace, I'm reading in this Bible. This is the Word of God. But did you know that in this Bible, your name is also written, Grace? And she looked at me and she said, cool, Grandpa, cool. Grace, you understand with me here? And that moment, I asked Erica, do you know what's the meaning of grace? She said, yes, it's a gift. I said, it's more. Come stand here with Grandpa. Little Grace is a gift. Her mother and father had a hard time together. They couldn't have children. So then God gave them a gift, grace. Something they didn't receive. And when I and Erica sit and talk about this, something broke in my heart. And the Lord said to me that grace is to receive something that you did not earn. Our human nature is to receive what we worked for. Grace is to receive that you're not worthy, that you didn't work for. Maybe there's a grace here this morning. Take the message that comes from the Lord this morning. It's a gift and receive it. Thank you. Goeie familie kuier 'n bietjie daar van Ierland af. Wat is die verskil? Ierland, Italië. Ek gaan hierdie mic nou by my hou. Dis onkruin en al deur mekaar. Dis genade. Genade, onkonvensioneel, onbeperk. Ons gaan 'n tyd van aanbidding hê. En in hierdie tyd van aanbidding gaan ons die nagmaal gebruik. Ons gaan dit vier. Jy gaan op jou eie kom en 'n stukkie brood vat wat jou herinner dat sy lewe, sy liggaam gebreek was, sy bloed gevloei het vir jou. Ek wil vanmôre net een ding sê wat ek voel wat die Here vir iemand hierso wil sê. Ek sit ver oggend vroeg en voorberei en ek sien by een van ons deure is daar 'n deurstopper. En so tussendeur my voorbereiding hoor ek duidelik die stem van die Heilige Gees wat sê, hier's iemand
mag meer as een persoon wees, wat sy deurstopper nie in plek is nie. Daai deur gaan van sy spoor afkom. En die Here vra in sy liefde vanmôre vir jou, sit die deurstopper terug. Jy sal weet, as dit jy is, waarvan ek nou praat. Dit is vanmôre genade wat na jou toe kom en sê, sit die deurstopper in plek in jou lewe. Dit is wonderlik as die Here met ons praat. Ons het nou ons span het, nou in die week wat verby is, so Johan, ons span het, in die week wat verby is, het ons 'n geleentheid gehad waar ek vir hulle gesê het, kom sê bietjie, ons skep 'n geleentheid net vanmôre vinnig, waar ons mekaar of 'n kompliment gee, of 'n skrif gee, wat jy net iemand mee wil aanmoedig, of dalk 'n profetiese woord. En in een oomblik breek daar 'n stuk profetiese deur, wat my verstom het, in die span, net die absolute belewenis wat ons gehad het, die Here praat nou hier. Van die begin tot die einde was ons bewus en trane loop soos dat ouens oor mekaar begin profeteer. Maar kom ek vertel jou net een significant gebeure. Terwyl ek so oor die span, ons voortyd oor die span 'n bietjie gebid en terwyl ek oor Zoe bid, een van die spanlede, sien ek hierdie groot bos blomme en die Here praat met my met 'n analogie rondom blomme en ek sê, Zoe, jy hou van blomme, nee. Dis is 'n smalle blom as haar gunsteling ding. Ek sê, hier's wat ek glo wat die Here vir jou sê. En die volgende oomblik het Karel vir haar 'n skrifgedeelte en hy sê, hierdie is die skrif wat hy vir die Here met jou wil praat. Zoe se oor ek so groot, sy slaan haar Bybel so op, sy sê, jy kan nie glo nie. Ek het een blom in my Bybel en is op die skrifgedeelte wat julle net vir my gegee het. Moenie beskat wanneer die Here met ons praat. Alhoewel ek 48 jaar in die bediening is, terwyl jy die deel, sien ek vanmôre iets. Ons gebruik baie nagmaal, ons sien dit as brood. Sien dit vanmôre as 'n pil. Jy wat op kroniese medikasie is, sien hierdie gebreekte liggaam is 'n pil wat jou vanmôre gaan aanraak en genees. Here, ek eer U dat U vanmôre mense in hulle liggame aanraak as hulle hierdie pil gebruik. Amen.